Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die wydverspreide oorstromings in onder meer Limpopo en Mpumalanga is tot 'n nasionale ramp verklaar. Swaar reën, sterk wind en weerlig tuister die noordelike en oostelike gebiede van die land sedert einde verlede jaar. Die dodetal na die oorstromings in Limpopo het intussen tot 17 gestyg. The Premier has said approximately 2 billion rand in Mpumalanga. The province cannot afford to meet the reconstruction to that magnitude. We also heard that in Limpopo, the repairs about 1.7 billion and the reconstruction about 4 billion rand. Obviously, the Limpopo province also cannot on its own able to meet this cost. Die toerismebedryf in Mpumalanga is diep bekommerd oor die impak van die oorstromings op die sektor. Toerisme dra bykans 4% by tot die provinsie se ekonomie. Tientalle paaie is gesluit, brûe is oorstroom en ander infrastruktuur is beskadig of vernietig, met die gevolg dat talle toerismebestemmings gesluit is en besoekers sal vakansies kanselleer. Die Kreerwiltuin moes kort voor die naweek aangebreek het sy deure vir dagbesoekers sluit, wat 'n sneeubal-effek op omliggende lodges het wat hulle besoekers daagliks na die wildtuin neem. The Kruger National Park, speaking specifically on that, is our key iconic site. With regards to the flooding that they're experiencing there, obviously it's impacting, as you said, the day visitors. That has been closed off. Immediately you do that, you're looking at your tour operators. You're looking at your open safari vehicles that do not have that daily access into the park, besides the self-drives. With Kruger National Park receiving like 1.8 million visitors per annum and over half of them being day visitors, you can actually try to quantify the impact that that would have. Sanparke het intussen aangekondig dat dagbesoekers van môre af weer die wildtuin kan besoek. Die koste weens die skade wat aangerig is, moet nog vasgestel word. Dit is 'n enorme klomp skade. Ons gaan daardie skadebepaling doen, maar ons moet reeds begin voorberei daarop en ek is baie trots om te sê dat Sanparke ongelooflik proaktief was in hierdie hele poging. Hier waar ons staan vandag, is daar nie een persoon wat sy lewe verloor het of een persoon wat selfs beseer is in hierdie grootse poging om mense na veiligheid te bring. En ek dink Sanparke kan baie trots wees op die ongelooflike harde werk wat hulle gedoen het. Ons het ook vandag het ek aangekondig dat ons 'n Kreer hervestigingsfonds of dan 'n Kruger Relief Fund gaan stig. There's a lot of work that we are anticipating going forward in the next coming weeks from an engineering point of view. Obviously insurance has to come on board, but the truth of the matter is, as the Minister has also indicated, we're making a clarion call to South Africans who love the Kruger and even international tourists who love the Kruger. There are a lot of people who support the Kruger to help us rebuild. Let's put our efforts together. Sandparks can do this on its own, but it's going to take us several more years. Die toerismebedryf hoop dat herstelwerk binnekort kan begin, sodat die sektor na normaal kan terugkeer. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Mbombela, Mpumalanga. Gautengse boere is woedend vir die regering wat versuim om enstowwe vir bekkenklouseer plaaslik te vervaardig. Die LER vir Landbou, Vuyiswa Ramagopa, skryf die invoer van enstowwe vanaf Botswana toe aan die ineenstorting van belangrike regeringsstelsels. Boere het met die provinsiale departement van Landbou, Landelike Ontwikkeling en die omgewing vergader oor die krisis van die hoogs aansteeklike virussiekte in Magaliesburg. Die tekort aan plaaslik vervaardigde enstowwe laat boere met hulle hande in hulle hare. What really even make me more frustrated is when they go to an extent of getting vaccines from a small country like Botswana. And we had more scientists in this country who can produce vaccines
far much better and far more. My verliese was taamlik lig geweest tot dusver. Ek dink ek is deur die ergste van die ding, maar hopelik kom daar nie 'n tweede en 'n derde golf van die virus op my plaas. Intussen sê die provinsiale regering dat hy op 3 stappe fokus om die verspreiding te bekamp. Die loods van 'n inentingsprogram, verskerpte bewegingsbeperkings en doeltreffende aanmelding van nuwe voorvalle. Die getal voorvalle van bekkenklouseer in die provinsie staan tans op 173 met die meeste van die voorvalle wat in Germiston aangemeld is. It is an absolute travesty that we are unable to produce our own vaccines and that we have this capacity. We have the human capital. We have the capabilities. But as we know, there have been a number of reasons, we won't have to go into them here, that institutions in this country have been run into the ground. Die departement van landbou het boere verseker dat daar meer as genoeg entstowwe sal wees en dat dit van Turkye en Argentinië ingevoer sal word. Die eerste eenhede van plaaslik vervaardigde entstowwe sal na verwagting teen Maart of April vanjaar beskikbaar wees. Die massaskietery by Shabeen in die Marikana informele nedersetting in Philippi Oos op die Kaapse vlakte kan vermoedelik verbind word met afpersingssyndikaate wat in die gebied bedrywig is. Tydens die voorval is 8 mense doodgeskiet. Misdaadbestrydingsorganisasies is betreur die voorgesette geweld op die Kaapse vlakte. The Cape Crisis Coalition condemns in the strongest terms the mass killings in Cape Town over the weekend and extends heartfelt condolences to the families and communities affected. Reports linking this attack to extortion highlight a dangerous and growing crisis. Extortion is organized crime, enforced through fear and violence. Die polisie sê hulle skort op die hakke van die verdagtes. Die polisie soek glo na 3 gewapende mans wat aan hulle bekend is. Net hierna sportnuus en Suid-Afrika se toppresteerder Abigail Kok gesels oor haar toekomsplanne. Bly by ons. En net voordat ons groet 'n bietjie inspirasie vir die week wat voorlê. Suid-Afrika se toppresteerder in die 2025 matriek eindeksamen se vizier is op die toekoms. Die 18-jarige Abigail Kok het 'n verbuisterende algehele gemiddeld van 98,4% in die matriek eindeksamen behaal. Met 99% in fisiese wetenskappe en wiskunde, 100% in rekeningkunde en lewensoriëntering, 98% in Afrikaans eerste addisionele taal, 97% in lewenswetenskappe en 96% in Engels huistaal. Sy wil datakunde aan die Universiteit Stellenbosch studeer. Applause going. She is the top achiever for public schools in the whole country, ladies and gentlemen. Agter die nasionale prestasie is 'n leerder wat sê volgehoue werk, dissipline en 'n sterk ondersteuningsnetwerk het die verskil gemaak. Maar ek het probeer om hard te werk en my ander ding is definitief my ondersteuningsraamwerk. Ek het my ouers om daarvoor dankie te sê en my boetie. My ouers het my altyd ondersteun en my aangemoedig om my bes te doen, maak nie saak wat nie. En hulle het nog altyd vir my geleer dat wat ook al ek doen ek vir myself, nie vir iemand anders nie. My onnies het ek ook om voor dankie te sê. Hulle het my altyd aangemoedig om buite die syllabus te dink en te verstaan. Abigail is op pad na die Universiteit Stellenbosch, waar sy beplan om datakunde te studeer en alles wat die studentelewe bied aan te gryp. Ek is nog altyd baie sleg daarmee gewees om stil te bly. Ek is baie lief vir praat en ek is baie lief daarvoor om ander mense se stories te hoor. Dit is my regtig lekker om met ander mense 'n koneksie te vorm. So ek sien regtig uit na al die nuwe mense wat ek gaan ontmoet en ek sien uit na die moeilike werk, iets nuuts van skool af, totale nuwe vorm van leer, totale nuwe uitdagings en laastens ek sien geweldig uit na die sisterskap en so wat mens vorm binne 'n koshuis en ook die sport en die sosiale aktiwiteite en stap in Stellenbosch se berge. Haar prestasie vul haar familie met trots.
al maak hulle gereed om haar vir die eerste keer die huis te sien verlaat vir universiteit. Maar mense is uitermate trots. Die een kant is ongelooflik bly vir hom, maar die ander kant wil haar nog steeds beskerm, want dit is, julle media is baie, julle is, en dit is iets waarna mense nie blootgestel is voor die tyd nie. So ja, dit is, ja, vir my is die belangrikste is dat sy deur hierdie ding kom en met haar studies kan begin en 'n gewone kind gaan wees tussen al die ander jong mense wat hulle voete in die wêreld probeer vind. Van 'n stil dorp in die tuinroete tot die top van die nasionale klas. Abigail Kok se reis het nou eers begin. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. Al wat ons kon sê is ongelooflik. Dis dan al vir vanaand. Baie dankie vir die saamkyk. Geniet die res van die week wat vir jou voorlê. Mooi bly.